Goeiemôre en baie welkom by hierdie opname van ons erediens van Sondag die 4de Julie. Ja, ons is al in die tweede helfte van 2021 en soos julle daarop seker ook weet, is daar vir die volgende paar Sondae nie eredienste in die kerk nie, omdat ons by die inperkingsvlak 4 is en daar geen samekomste toegelaat word nie. Maar dit keer ons nie om ook op hierdie manier met mekaar te kan kommunikeer nie en ook op hierdie manier by mekaar te wees nie. So mag hierdie dan ook vir ons 'n goeie en 'n lekker geleentheid saam wees, al is ons ver van mekaar. Voordat ek verder gaan, kom ek lees vir ons uit Psalm 34. Ek lees vir ons die hele Psalm, is 'n kort Psalm, 'n pelgrimslied. Kom, prys die Here julle almal, diensknegte van die Here wat snags diens verrig in die huis van die Here. Hef julle hande op na die heiligdom en prys die Here. Mag die Here jou seën uit Sion, hy wat hemel en aarde gemaak het. En mag hierdie Here uit Sion, uit sy hoë troon vir jou seën, met sy rykdom van barmhartigheid, genade en vrede. Amen. Die hele aarde juig, hy kleer homself met lig, en duisternis moet vlug, begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God, ons almal sal sien, hoe groot is ons God. Eeuwe kom en gaan, en tyd is in sy hand. Almal sal sien, hoe groot
Ons is wat die kerklike jaar betref in koninkrykstyd, en die leesrooster teks ook wat nie net in ons eie land nie, maar oor die hele wêreld deel op hierdie Sondag gelees gaan word, is die bekende verhaal van Dawid en Goliat, soos ons dit kry in 1 Samuel 17. Maar voordat ons dit gaan saam lees, kom ons vra eers dat die Here vir ons sal seën, as ons nou sy woord gaan lees. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir die rykdom van u goedheid en u seën en u liefde en u genade en u krag. Dankie Here dat ons ook in hierdie oomblikke bewus kan wees van elkeen waar ons is, van u teenwoordigheid by ons. En wil u daarom, ook as ons nou gaan saam lees, ook vir ons help om te hoor en dieper te delf en vir u agter hierdie verhaal te kan sien. Dit bid ons in die naam van Jesus ons koning. Amen. Ek lees vir ons 1 Samuel 17 van vers 32. Dawid het vir Saul gesê, 'n mens moet nie moed verloor oor hom nie. Die dienaar sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Maar Saul sê vir Dawid, jy kan nie teen hierdie Filistyn gaan veg nie, want jy is nog maar 'n seun, en hy is 'n krygsman van sy jeug af. Toe sê Dawid vir Saul, die dienaar het tog altyd vir sy vader die kleinvee opgepas. Wanneer daar 'n leeu of 'n beer kom en 'n lamp uit die trop wegdra, gaan ek uit agter hom aan, slaan hom plat en druk die lam uit sy bek. As hy opstaan en my aanval, gryp ek hom aan sy kaak, slaan hom plat en maak hom dood. Die dienaar het al 'n leeu en selfs ook 'n beer doodgeslaan. Met hierdie onbesnede Filistyn sal dit net soos met een van hulle gaan, omdat hy 'n bespotting maak van die gevegslinies van die lewende God. Die Here het my gered uit die hand van uit die klou van 'n leeu en die klou van 'n beer, het Dawid gesê. Dit is hy wat my sal red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan en mag die Here met jou wees. Sal hy Dawid sy eie uitrusting laat aantrek. Hy het 'n helm van brons op sy kop gesit en hom 'n harnas laat aantrek. Dawid het ook Saul se swaard oor sy uitrusting vasgegord en probeer om te loop, want hy het dit nog nooit probeer nie. Dawid sê toe vir Saul, ek kan nie hiermee loop nie, want ek het dit nog nooit probeer nie. Toe haal Dawid dit van hom af. Hy het sy staf in sy hand geneem en vir hom 5 gladde klippe in die spruit uitgesoek en dit in die skaapwagtersak wat hy gehad het, in die kantsak gesit. Met sy slingervel in sy hand het hy die Filistyn genader. Die Filistyn het al hoe nader aan Dawid gekom, met voor hom die man wat die groot skild dra. Toe die Filistyn mooi kyk en Dawid sien, het hom geminag, want hy was nog maar 'n seun, rooierig en met 'n mooi voorkoms. Die Filistyn sê toe vir Dawid, is ek 'n hond dat jy met stokke na my toe kom? En die Filistyn het Dawid gevloek by sy gode. Verder sê die Filistyn vir Dawid, kom na my toe, sodat ek jou vleis vir die voëls van die hemel en die diere van die veld kan gee. Maar Dawid het vir die Filistyn gesê, jy kom na my met 'n swaard en met 'n vegspies en met 'n krom swaard, maar ek kom na jou met die naam van die Here, heerser oor alle magte, die God van die gevegslinies van Israel, van wie jy 'n bespotting maak. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, en ek sal jou verslaan en jou kop afkap. Ek sal die lyke van die Filistyne se leer vandag nog aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde gee, sodat die hele aarde sal weet dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie hele strydmag moet erken dat dit nie deur 'n swaard en vegspies is wat die Here verlos nie. Ja, die oorlog behoort aan die Here, en hy sal julle in ons hand gee. Toe die Filistyn regmaak en al nader kom om Dawid tegemoet te loop, het Dawid die Filistyn vinnig tegemoet gehardloop in die rigting van die gevegslinie. Dawid het sy hand in sy sak gesteek en 'n klip daaruit geneem, met die slingervel gegooi en die Filistyn op sy voorkop getref. Die klip het sy voorkop binne gedring en hy het op die grond, op sy gesig, geval. Ek lees vir ons eers net tot daar. Hierdie is sekerlik een van die bekendste verhale van die Bybel. Selfs ongelowiges, mense wat nie veel erg het aan godsdienst van die Bybel nie, ken hierdie verhaal van Dawid en Goliat. En dis 'n beeld wat ook in die algemene publiek oral baie gebruik word, wanneer daar
gepraat word van 'n onmag wat teen 'n oormag tot stand kom. Die beeld van 'n Dawid en 'n Goliat. En ek is seker, jy het al baie preke en boodskappe gehoor en gelees oor hierdie verhaal. En tog bly dit so mooi en so 'n bemoedigende verhaal. Want ons ervaar mos ook die moeilike tye van die lewe as die Goliatte, as die reuse wat baie keer vir ons kom staan. Ja, ons reuse, ons Goliatte, het baie keer ander name. Baie keer is dit siekte of bekommernis, 'n stuk hartseer, 'n stuk ongemak, bekommernis, probleme, of wat ook al ons mee worstel. Baie keer ervaar ons ook situasies soos 'n reus voor ons, wat ons kan beleef as 'n oormag, wat dreig om ons lewe te vernietig en om ons moeg en moedeloos en seer te maak. Reuse wat ons uitdaag, wat ons selfs beleef baie keer dat dit ons so 'n bietjie uittart. En dan wil ons onsself mos in Dawid sien. Ons wil soos Dawid die reuse van die wêreld en die reuse van die lewe verslaan. Ons wil die reuse van die lewe oorwin en op die ouende as die oorwinnaars, as die wenners aan die ander kant uitkom. En dink bietjie mooi, hoeveel aanhalings het jy nie al gelees wat daaroor gaan dat jy soos 'n Dawid met God aan jou kant, die oormag, die reuse, die Goliatte in jou lewe moet stormloop. Hierdie is inderdaad een van die mees inspirerende verhale van die Bybel. Maar ek wil nie vanoggend oor Goliat of Dawid met jou praat nie. Maar ek wil op die God wat hierdie verhaal vir ons kom wys, wil ek so 'n bietjie op konsentreer. Hierdie verhaal gaan nie oor Goliat nie, of oor Saul, of selfs nie eers oor Dawid nie, of die 5 klippies, of sy oorwinning nie. Dit gaan nie so seer oor geloof, wat ek in geloof kan vermag nie, maar dit gaan oor God, wat aktief betrokke is, ook in hierdie verhaal. God wat betrokke is by sy volk. En God wat vir sy volk ook iets nuuts wil leer oor homself, oor sy mag, en ook iets oor menslike mag. So kom ons kyk daarom 'n bietjie na hierdie verhaal. Maar om dit te kan verstaan, om vir God in hierdie verhaal te kan sien, moet ons tog ook so 'n bietjie na die karakters van hierdie verhaal kyk. Nou die eerste persoon wat ons natuurlik hier ontmoet is vir Saul. Israel was nie veronderstel om 'n koning te hê soos die ander nasies nie. God wou gehad het dat Israel deur hom regeer moes word. En God het aan die begin ook eers deur die rigters en later deur die priester Samuel en deur die profete met sy volk gepraat. God het sy wil aan sy volk bekend gemaak. Maar Israel wou nie hoor nie en hulle het daarom aangedring om soos die ander nasies ook 'n koning te hê. En daarom het die Here vir hulle koning gegee. Samuel het vir Saul tot die koning van Israel gekroon. Maar as 'n mens die verhaal lees van Saul, dan kom jy agter dat hy nie sommer net 'n gewone man was nie. Hy was 'n merkwaardige man gewees. Die Bybel leer vir ons dat Saul werklik uitgestaan het, letterlik en figuurlik, bo sy volksgenote. Op 'n manier was hy ook 'n reus gewees, in persoonlikheid, maar ook in fisiese gedaante. Was Saul 'n prominente figuur gewees. Maar Saul was nie die koning wat God wou gehad het nie. In Deuteronomium 17, wanneer Moses met die volk praat oor enige toekomstige koning wat hulle wil gaan hê, dan is daar baie spesifieke vereistes wat Moses in opdrag van die Here vir die volk gee. En as mense dit lees, dan kom jy agter dat 'n koning vir Israel nie maar 'n militêre leier moet wees nie, nie maar iemand wat moes oorlog voer nie, maar iemand wat in die eerste plek aan God gehoorsaam moet wees. Lees byvoorbeeld Deuteronomium 17, waar daar staan: wanneer hy op sy koninklike troon sit, moet hy van hierdie wet, wat in besit van die Levitiese priester is, vir hom 'n afskrif skryf in 'n boekrol. Hy moet dit by hom hou en hy moet sy lewe lank daaruit lees, sodat hy kan leer om vir die Here sy God ontzag te hê. Om al die woorde van hierdie wet te onderhou, hierdie voorskrifte na te kom, homself nie hoër te ag as hy volksgenote nie, en nie links of regs af te wyk van hierdie gebod nie,
Dan sal hy 'n lang tyd oor sy koninkryk in Israel heers, en hy en ook sy nageslag. En daarom moet ons besef mens dadelik dat die Israeliete hulle baie ernstig misreken het, toe hulle gedink het dat Saul hulle probleme sou oplos as dit kom by hulle vyand, die Filistyne. Die gebeure in ons teks rondom Dawid en Goliat is eintlik 'n merkwaardige les dat gewone militêre mag nutteloos is in die gesig van die Filistyne se oormag. En daarom kyk ook as mens die verhaal lees hoe onbeholpe en magteloos koning Saul dan ook voorkom. Of enige van die soldate van Israel trouwens. Saul en die hele Israel word paniekbevang en hulle word bang wanneer hulle die Filistyn Goliat se uitdaging hoor. Selfs Saul, die man wat uitstaan, stel te leer. Trouwens, is baie interessant, later in die verhaal, dan probeer Saul sy wapenrusting vir Dawid aantrek. Asof Saul hierdie gesag, hierdie mag wat hy het, die verantwoordelik wat hy het, probeer oordra op iemand anders, omdat hy gewoon dalk net te bang was. Natuurlik, die tweede karakter in die verhaal is Goliat. 'n Mens moet mooi oplet dat in die hele teks sy naam net 2 keer genoem word. Hy word deurgangs na verwys as die Filistyn. En Goliat is groot, en hy is sterk, en hy is uitdagend, nie net vir Israel nie, maar Goliat daag ook vir God uit. Hy maak eintlik 'n bespotting van Israel as die uitverkore volk van God, en daarmee saam van God, en van sy mag, en van sy gesag ook. En daarom was Goliat die verteenwoordiger of simbool van die Filistyne. Goliat was simbool van die menslike of aardse magte wat Israel bedreig het. En daarom vandag nog, wanneer ons voor 'n groot stryd of voor 'n groot probleem staan, dan wil ons dit ook 'n Goliat noem, simbool van 'n groot mag of 'n oormag wat teen my te staan kom. Maar dan is daar natuurlik die karakter van Dawid. Dawid kom op die toneel, die eenvoudige jong skaapwagtertjie, 'n mens wil amper sê 'n onbeholpe tiener, met geen ervaring van oorlog, of wat dit beteken om 'n soldaat te wees nie. En waarskynlik geen benul van die dodelike situasie waarop hy ingestap het nie. Wanneer Dawid aanbied om die Filistyn aan te pak, dan dring Saul daarop aan dat hy sy wapenrusting moet aantrek. Trouwens, Dawid se eie broers is eintlik verontwaardig en geïrriteerd dat hy daar is. Hy moet eerder maar die skape gaan oppas, want hierdie is 'n plek vir manne, vir sterk manne, en nie vir 'n klein jap snoet, soos Dawid nie. Maar dit is juis die geheim agter die verhaal. Want Israel, en so ook ek en jy, moet leer dat in God se wêreld, in God se koninkryk, dinge anders lyk, en anders werk, en anders gebeur, en anders uitspeel, as wat ons baie keer verwag. In God se wêreld gaan dit nie hoe groot ek is, of hoe sterk ek is, of hoe slim ek is, of hoe ryk ek is, of hoe goed ek is, of hoe goed ek kan praat, of hoeveel mag ek het nie. In God se wêreld, in God se koninkryk, kyk maar net na die ongewoonheid van Dawid in die verhaal. Hoe word hy uitgebeeld? Dawid is heeltemal uit plek in hierdie verhaal. Hy is maar die skaapwagtertjie. Hy hoort nie daar nie. As 'n mens na die teks gaan kyk, dan word Dawid se status as die jongste boetie, wat eintlik maar net met die skape vertrou kan word, beklemtoon. 3 van Dawid se broers is regte soldate, en Dawid moes die skape rukkie los om vir hulle kos te vat. Eliab, die oudste broer, is vies wanneer Dawid daar opdag. Wat soek jy hier, Dawid? Gee pad. En die boodskap is duidelik. Dawid is net goed genoeg om skape op te pas. Aan die ander kant is dit so mooi wanneer Dawid vir Saul verduidelik hoekom hy geskik is om vir Goliat aan te pak, aangesien hy 'n vaardige skaapwagter is.
Hy het as skape suksesvol teen 'n leeu en teen 'n beer verdedig. En Dawid gaan Goliat tegemoet met die instrumente van 'n skaapwagter, 'n slingervel, 'n stok en 'n paar klippies. Maar nadat Dawid vir Goliat neervel, dan lees ons het nie gelees nie, maar gaan lees vers 50, dan staan daar was nie 'n swaard in Dawid se hand nie. Hy het inderdaad die Filistyn oorwin met dit wat 'n skaapwagter se gereedskap is. Maar 'n skaapwagter kry reg wat die een wat kop en skouers bo die ander uitgestaan het, Saul, nie kon reg kry nie. En nie een van die ander soldate nie. Hoekom? Want in hierdie verhaal is daar 'n vierde karakter. God. Dawid druk die verskil tussen gewone aardse mag en God se mag baie mooi uit wanneer hy met die Filistyn praat en vir hom sê, jy kom na my met 'n swaard en met 'n vegspies en met 'n kromswaard, maar ek kom na jou in die naam van die Here, heerser oor alle magte, die God van die gevegsliedjies van Israel, van wie jy 'n bespotting maak. Vandag sal die Here in jou in my hand oorlewer en ek sal jou verslaan, sodat die hele aarde sal weet dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie hele strydwag moet erken dat dit nie deur 'n swaard en vegspies is wat die Here verlos nie. Ja, die oorlog behoort aan die Here en hy sal julle in ons hand gee. Die Filistyn verwerp vir Dawid. Eintlik neem hy vir Dawid nie ernstig op nie. Eintlik wil hy nie teen Dawid beklei nie, want hy sê, man, hierdie is nou sommer eintlik 'n bespotlike, 'n belaglike situasie. Probeer julle nou 'n grap maak van hierdie situasie. Om die waarheid te sê, bring die Filistyn die militêre en politieke mag met goddelike mag in verband. Wanneer Goliat ook vir God begin spot. En wanneer hy vir Dawid vervloek by sy heidense gode. En die boodskap van hierdie verhaal is eintlik baie eenvoudig. Die oorwinning behoort nie aan Saul of die leer van Israel nie. Die oorwinning behoort ook nie aan Dawid nie. Maar die oorwinning behoort aan die Here. En daarom is wat in menslike oë swak is, in God se oë sterk. In God se koninkryk is die swakke sterk en die sterke swak. Vra maar vir Goliat. Hy sal vir jou dit baie mooi kan verduidelik. En dit is so mooi as mense in die Nuwe Testament lees, dan kry mens oor en oor ook hierdie boodskap. Jesus oorwin die mag van die bose en die dood nakend aan 'n kruis vasgespijker. Sy gebroke liggaam word opgewek vir die nuwe lewe vir ons ook anderkant die dood. Grootheid, sê Jesus, lê nie in mag nie, maar in nederige diens. Die kerk word nie geken aan sy gesag of sy mag nie, maar hoe hy in die wêreld dien en vir God sigbaar maak. Jesus sê in die saligsprekinge, geseënd is die sagmoediges, geseënd is die nederiges, geseënd is die swakkes, geseënd is die wat huil, geseënd is die wat treur, geseënd is die wat vervolg word. Want hulle word deur God sterk gemaak. In Openbaring, wanneer ons daardie beeld kry van die angswekkende mag van die draak en sy gesante, dan loop dit op niks uit nie, want dit is 'n lam wat geslag is, wat op die ouene sigbaar word as die leeu van Juda. Ons moet nie probeer om te dink dat ons die sogenaamde reuse van die lewe met menslike mag kan aanpak nie. Ons mag lê in God en in gehoorsaamheid aan God se wil, selfs al lyk dit of ons gaan verloor. Paulus skryf in een van sy briewe dit so mooi, wanneer ek swak is ek sterk. Hoekom? Want juis wanneer ons swak is, kom God se mag en sy genade in ons lewens tot werking.
wanneer ons oorgee, wanneer ons die reëse van ons lewens in nederigheid, afhanklikheid van God, vir hom oorgee, en met sy mag aanpak, kom daar vir ons oorwinning. Ek wil vir ons afsluit. Die skrywer Eugene Peterson het 'n boekie oor Dawid geskryf met die titel Leap Over a Wall. In die hoofstuk wat hy oor Dawid en Goliat beskryf, het hy 'n toneeltjie waar hy so mooi uitbeeld hoe Dawid daar by die spruit kniel en hoe hy besig is om die klippies op te tel. En hy beskryf hoe Dawid die klippies so in sy hand rol en hoe die son se weerkaatsing op die water so op Dawid se gesig skyn. En dan skryf Peterson, and can it be in the corner of his mouth the faintest of a smile? En dit is vir my so 'n mooi beeld. Dawid op pad na die reus, die Filistyn, die Goliat, terwyl hy by die spruit sy klippies bymekaar maak, glimlag hy. Want Dawid ken God. En Dawid weet dat die oorwinning reeds aan God behoort. En daarom word Goliat skielik baie klein. Is Goliat nie meer so groot nie. Mag ek en jy in die Goliate van ons lewens, in ons bekommernis, in ons siekte, in ons stryd, in ons wanhoop, in ons onsekerheid, in ons hartseer, net besef dat vanuit God se mag en vanuit God se perspektief, omdat hy die magtige is, omdat hy die groot koning is, word die Goliate van ons lewens skielik klein, want ons behoort aan die trou en aan die genade van die Here. Amen. When all I see is the battle, you see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I fight, I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? For Jesus, there's nothing impossible for you.
mighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Oh God, the battle belongs to you. Kom ek bid vir ons. Here God, U weet hoe baie keer ons ook bang word vir die reëse. 'n Klomp goed wat in ons lewens voor ons kom staan, wat ons bang en onseker maak. Dankie dat ons vanoggend net weer kan hoor, dat dit nie gaan oor menslike mag nie. Menslike idees of menslike goedheid of menslike slimheid of vaardigheid nie. Maar dat het gaan oor die God, wat magtiger is, aan wie hemel en aarde behoort. Die skepper God, die magtige God, maar ook die God wat sy volk, sy kinders in die palm van sy hand hou. Here Jesus, U het juist vir ons ook kom leer van 'n ander wêreld, van God se koninkryk, waar dinge anders loop, anders gebeur, anders uitspeel, juist omdat God in beheer is. En daarom wil ons vra, Here, dat ook in ons lewens U naam geheilig sal word. U wil sal geskied. Ja, Here, dat U koninkryk nie net in ons lewens nie, maar ook in ons kerk, ook in ons wêreld sal kom. Sodat U die eer, die lof, die mag, die majesteit waardig sal wees. Ons loof U, Here, ons prys U naam. Amen. Mag die Here daar waar jy is, ook nou vir jou seën. Mag sy genade, barmhartigheid en vrede in oorvloed by jou wees. Amen. Mag die Here ook die reëse van jou lewe in hierdie komende week klein maak, omdat hy ook jou Here is.